Ons thema soos genoem is fokus en floreer. Ons gaan nog so 4 weke aangaan daarmee. En die thema van vandag is suiwer jou lewe met die gedagte van snoei om te groei. Ons lees saam met Hebreërs hoofstuk 12, net die 2 verse soos daar aangedui. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Ek het gedink as inleiding net om te gesels oor atleet met rugsak. Die Two Oceans was nou onlangs, ek het gereeld ook halfmarathons en die goed gehardloop, en in die weermag toe ons 'n opleiding gekry het jy nog met jou webbing en al daai klas van goede gehardloop. Ons moes op 'n stadium ons van vragmotors af hardloop en spring in die lug, en dan het jy nog 'n radio bo op die spul, so om teen 60 km/h van 'n voertuig af te hardloop en dan te land is nogal iets, maar om terug te kom na die punt van 'n rugsak. Gestel die skare is gereed, jy's reg, maar agter op jou of op jouself het jy die massiewe rugsak. Die pistool moet nog net afgaan. My punt is, jy sukkel om te begin beweeg, want op hierdie rugsak van jou, of in hierdie rugsak van jou, is 'n massiewe klomp klippe wat jy met die jare saam opgetel het. Klippe van mislukking, van teleurstelling, klippe van woede oor goed wat nie reg geloop het, die klippe van jaloesie in die lewe, klippe van onverwerkte pyn, klippe van sondes wat soms in jou lewe gebeur, klippe van ander mense se verwagtinge van jou, wat jou intussen onderkry en laat seer kry. So die punt van die saak is nie dat jy kan hardloop en jy kan nie volhou met die hardloop nie, want die las raak te swaar. As ek vir elkeen van julle nou 'n glas water sou gee en sê, staan net met 'n glas water, en sal jy sê, dis maklik, maar na 'n uur gaan jy nie meer met daai glas water so kan staan nie. Hy raak eenvoudig te swaar. En dis wat met die laste in ons lewe gebeur. So jy voel dit in elke spier, en tog dag na dag probeer mense geestelike wedloop doen, oorlaai, oorweldig, oorvol. En nou kom Hebreërs hoofstuk 12 vers 1 en 2 se uitnodiging wat God vir ons sê, sit net die elendige rugsak neer, maak hom leeg. Nie omdat God kwaad is nie, maar omdat God ons wil laat floreer, omdat God ons wil laat leef, nie net laat oorleef nie. En die skrywer van Hebreërs skryf aan mense wat moeg is. Hulle rugsakke is vol. Hulle het innerlike stryd, hulle teleurstellings. En hy sê nie vir hulle, probeer nog harder nie. Hou net nog 'n bietjie aan met die swaar las nie. Hy sê vir hulle, dra minder. Dra minder. En dis die geheim. Jy groei nie net deur by te voeg nie. Jy groei deur weg te haal. Jou groei gebeur deur snoei. Jy groei wanneer jy snoei. So kom ons gebruik hierdie gedagte om net aspekte van fokus te floreer uit te lig. En ek gaan net 3 punte maak. En die een is om te sien, en die ander een is om te skuif, en die laaste een dan om te suiwer. Om te sien beteken om eerlik te erken wat jou dreineer. Jou las is dalk swaarder as wat jy dink. Jy probeer nog jou bes, maar die goeie nuus is, God weet ook jou las is swaar. Maar merk op, God begin nie by jou sonde in hierdie vers nie. God sê, laat ons elke las van ons afgooi. Begin daar. Begin daar met die goed wat jy toegelaat het om in hierdie rugsak van jou te versamel en al hoe meer te raak. Want die teologie daar agter is om te sê, God het nie bedoel dat jy so met daardie laste moet leef nie. Die Bybel is deurspek met voorbeelde waar God sê, die las kan ligter raak. Jy hoef nie te loop met 'n swaar las nie. Jy kan dink wat ander ding, en dit belas jou, maar jy hoef nie so te dink en te leef nie. Jesus sê byvoorbeeld in Matteus 11 vers 28, kom na my toe almal wat vermoeid en oorlaai is, belas is, en ek sal julle rus gee. Psalm 55 vers 23 roep op, laat julle sorge aan die Here oor, hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. 1 Petrus 5 vers 7 staan, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Die punt is, God se wil is nie oorlading nie. Dis vryheid. Dis nie uitputting nie, maar florering. En die eerste stap na florering is die moed om te sien wat jou eintlik aftrek. Om eerlik te wees met dit wat jou dreineer.
In die sielkunde is dit agtergekom ook, jou brein kan nie alles hanteer nie. Ons sê baie keer, ja, jy kan baie goed fokus, maar jy kan nie multitask met jou brein. Jou brein kan net een gedagte op 'n slag vashou. Mense kop spring maar net vinnig tussen die goeters. Maar navorsing oor hierdie kognitiewe oorlading wys, wanneer mense te veel dra, of dit nou emosioneel, geestelik of prakties is, dan begin hulle minder kreatief dink, hulle begin minder geleenthede sien, hulle begin meer reaktief en vinnig optree, selfs in woede optree, begin meer angstig voel en hulle slaag nie daarin om te volhard nie. Ons brein is nie geskep vir kroniese oorlading nie. Dit floreer wanneer dit 'n duidelike, suiwer fokus het. Aandag is 'n baie beperkte vermoë. Ek het eendag 'n beeld gelees hoe mense sê, in die oggend begin jy het 'n verhoog voor jou, jy's in die gehoor, en daar's een akteur, en jy kan daardie akteur maklik dophou en sien wat daardie akteur doen. Maar soos die dag vorder, kom daar ander akteurs op die verhoog, iemand wat saam met jou werk, 'n telefoonoproep van 'n familielid, jy kan maar noem wat bykom. Teen die einde van die dag is daardie verhoog so vol, jy weet nie waar om te kyk nie, want aandag is 'n beperkte kapasiteit. Nou hoe kry jy dit weer reg? Jy moet die verhoog begin leegmaak, sodat jy kan fokus op wat werklik nodig is. Hierdie meer moet minder word. Dan voel jy meer lewend, want as dit te vol is, voel jy minder teenwoordig, minder jouself. Ek het nou 'n skuif gemaak in my spreekkamer wat by die dokter is, en toe het ek sommer 'n klomp van die goeie slag huis toe geneem, maar ek het vergeet toe ons 'n aantal jare terug het ek die goed soen toe geneem, en jy begin gewoond raak, dis op 'n ander spasie. En nou dat ek terugkom in my motorhuis, besef ek, genade, ek het nooit geweet ek het al die goed nie. Wie van julle het nog 'n boks wat jy nog nie uitgepak het na jy getrek het? Is 'n paar van julle wat dit waarskynlik beleef. En nou as jy ook nie energie vir daai ding nie, so jou dilemma is, 'n mens moet dit raak sien, jy moet sien, hier is iets aan die gang, en ek kyk eendag 'n program oor hierdie decluttering, wat hulle noem, ontklotter is die Afrikaanse woord, klink vir my vreeslike vieslike woord, maar decluttering. Maar ontklotter beteken, die persoon sê toe, as jy jou sitkamer neem, om te ontklotter, om te declutter in jou sitkamer, vat alles uit jou sitkamer uit en pak dit in die straat. Ok, skus, dis in hulle geval in die straat, hier by ons sal dit nie meer daar wees nie. Pak dit net alles in 'n ander vertrek. En dan gaan staan jy in jou sitkamer of jou TV-kamer, wat te vra, waarvoor is hierdie vertrek bedoel? En dan neem jy net die goed terug waarvoor daai vertrek bedoel is. Dis hoe jy declutter, ontklotter, dis hoe jy vryheid en ruimte skep. En in die program wys hulle toe, die eerste week weet mense nie waar om te gaan en wat om waar te sit. Jy is so oorweldig, want die sentiment, ek gaan dit dalk weer gebruik. Hoeveel van julle het goed wat jy dalk weer gaan gebruik, wat al 20 jaar daar is en nog nooit aangevat is nie? Ek het baie van hulle daar. So die tweede week, dan begin jy agterkom, die mense begin vreemd genoeg die proses geniet, hulle begin vryer voel, en dan die derde week, dan begin hulle asemhaal in die vertrek, want nou kom hulle weer in, asof hulle vir die eerste maal in die vertrek inkom. Die neeweffek is, hulle slaap beter, hulle dink helderder, hulle het hulle huis vir hulle self, hulle het weer ruimtes, hulle leer hulle self op die ouend opnuut ken. Nou baie van ons geestelike lewe lyk ook so, is verstopte binnekamers wat ons het, dis bagasie van die verlede wat ons saamdra, bitterheid wat bewaar is, verhoudings wat uitgeput is en nie meer werk nie, maar nooit aangespreek is nie. En die eerste stap is net eenvoudig vandag, sien wat daar voor jou is, erken eerlik wat dreineer jou op hierdie stadium. Anders gestel, wat steel jou energie? So hoe sien jy daardie laste? En hier is vir jou 4 vrae om jou mee te help. Die eerste een is, wat dreineer my energie elke dag? En het ek dit al hardop vir myself erken? Want as jy dit erken, dan kan jy iets aan doen. Maar as jy dit nie erken nie, dan leef jy daarmee saam soos 'n geklatterde plek. Tweedens, wat het ek al lankal geweet ek moet laat gaan, maar ek het nog nie? Derdens, watter verpligtinge dra ek, wat nooit myne was om te dra nie? Ek kyk nou eendag 'n program waar die persoon gesels met 'n dame wat toe kla oor haar kind wat nou die kind doen nie wat sy vir haar sê nie. En hy vra vir haar, maar hoe oud is jou kind? Sy sê nee, maar my kind is 30 jaar oud. Hy kyk haar so aan en sê, mevrou, het jy op 30 goeie besluite kon neem vir jouself? Sy sê ja. Hy sê, wat is anders aan jou kind? Hou op om vir haar te besluit. Sy's 30 jaar oud. Ons loop almal in daai ding vas. Jy neem 'n verpligting op jou wat jy nie nodig het om te dra nie. Ek het 'n pel gehad
Ons het jare laas kontak gemaak, maar Pel gehad wat altyd gesê, Janie, daar's 2 tipes probleme. Ek sê, hoe bedoel jy nou? Hy sê nie as joune as myne. Maar nou is ek baie pastoraal. Ek sê nee, maar daar's party van die goed wat ons in is. Hy sê nee, dat jy gekies om dit joune te maak. So nou in ons huis is as daar iets is wat half ergens nie weet waar dit pas nie, is die eerste vraag om te sê, wie se probleem is dit? Dis jou probleem. Sorg dit uit. Ek sal vir jou bid, ek sal dit help, maar moenie daai probleem op jou skouers sit nie. En dit is deel van die dilemma. Mens moet kyk wat aangaan en jy oorskat jou kapasiteit en jy sukkel om God te vertrou vir voorsiening op hierdie manier. So, eerste punt dan, erken eerlik wat dreineer jou. Tweede gedagte, skuif, beweeg weg van wat jou vasmaak. Laste vertraag jou, sonde vang jou. Nou skuif die teks van los die laste na ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Griekse woord vir verstrik beteken letterlik om iemand se voete vas te bind sodat hulle nie kan hardloop nie. Ek weet nie of julle dit ook op skool gedoen het, as die persoon in gedagte sit of slaap, dan knoop jy die 2 skoene se veters omgeruil aan mekaar vas. Julle het ook oorgekom of gedoen. So die punt waaroor dit gaan is, almal het iets waarmee jy werk, maar jy moet beweeg wat jou vashou. En sonde se dilemma's, dit steel nie jou vrede net nie. Dit steel jou vryheid, dit bind jou vas. Dit maak dat jy vasbly in die situasie. Dit maak jou skaam, dit maak jou terughou. Terwyl die teologie wat God vir ons gee is om te sê, die goeie nuus is bevryding. En meer as dit, dis bevryding nie net vergifnis nie. Jy sien ons dilemma is, ons hak vas by die kruis waarvan die mure vol tekeninge, skilderye daarvan is en ons kom almekaar tot by vergifnis, maar ons leef nie vanuit die bevryding wat kom van die vergifnis nie. So ons mis die vergifnis. Ons leef asof ons steeds gevange is. En ek het laas op 'n stadium vir julle gesê, nêrens in die Nuwe Testament na Jesus se dood lees jy ooit weer die woord jy's 'n sondaar nie. Jy doen sonde, maar jy is nooit weer 'n sondaar nie. Jou identiteit het geskuif. Die Grieks is baie duidelik daaroor. Jy is nie meer 'n sondaar nie. Jy mag sondig dalk, maar jou identiteit het geskuif. Jy's vrygemaak. En dis wat die Here gedoen het. Romeine 6 vers 14 verklaar in die teenwoordige tyd. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie. Met ander woorde, jy het 'n kans elke oomblik om te kies. Nie dat dit jou moet vasmaak nie. En Christus het nie net jou rekord skoon gemaak nie, hy het al die kettinge afgehaal. En daarom het ek vanoggend hierdie verhaal uit Afrika geneem van die ape wat al vir 'n paar jare of vir eeue al gevang is deur hulle kalbasse en sulke goed gebruik met 'n tou aan vas, net deur daardie feit dat hy die sappige vrug probeer vashou en nie wil laat los nie. En die oplossing is so eenvoudig, hy moet net laat los. En dis ons probleem ook, ons hou aan goed vas wat ons nie meer langer aan moet vashou nie. Hoekom? Want ons is bang. Ons verloor dit. Ons is bang ons verloor iets. Die aap is nie dom nie. Hy's bang daar gaan nie meer wees nie. En so hou ons vas in verhoudings wat giftig is, gewoontes wat ons vernietig, bitterheid wat ons opvreet, ou identiteit wat ons beperk. En ons is bang om dit te verloor. Maar ons kan eintlik net loslaat en aangaan. Die evangeliese nuus is die vrug binne in die bottel is nie die beste vrug nie. Dis nie die enigste vrug nie. Jesus het gekom om te sê ek gee vir julle lewe en dit in oorvloed. Daar's soveel meer, daar's soveel beter. Kom ek vertel vir julle 'n ware verhaal. Michael Phelps, ek weet nie of julle die naam ken nie van die Olimpiese swemmer. Nou Michael Phelps, interessant, ek het van sy goed gelees op 'n stadium. Hulle byvoorbeeld as hulle oefen, dan sit sy afrigter, as dit in die aand is wat hy oefen, sit al die ligte af. En dan moet hy daai hele afstand in die donker swem. Want onthou as jy swem, jy het nie kans om, want jy maak waterweerstand, jy het nie kans om iets te skuif of te verander nie. So hy moet weet hoeveel hale hy aan die ander kant toe swem, terug swem, omdraai, swem. Hy swem daai hele ding en dan swem hy nog in sy kop ook na die tyd aan mekaar. By the way, interessant van Michael Phelps, hy's nogal langer, maar sy voete is ook anders as 'n gewone mens en hy het 'n bietjie 'n web tipe voet. So hy het daai tipe voordeel wat dis so 'n stukkie nuttelose inligting. Maar Phelps is die mees gedekoreerde Olimpiese atleet wat jy kry in die geskiedenis. 28 medaljes gewen, waarvan 23 goue medaljes. Nou dit wil nogal slightly gedoen wees.
Maar hy het ook agter sy rekord 2 DUI arrestasies, driving under the influence arrestasies. Want 2 maal is hy gearresteer omdat hy dronk was of onder een of ander vorm van dwelmmiddel was en is hy afgetrek. Nou dit was in 2004 sowel as in 2014. Skuldig gepleit, 'n vonnis gekry vir 18 maande se proeftydperk, opgeskorte vonnis gekry. En sy bloedalkoholvlak was 0.14%, wat dubbel die wettige limiet was van 0.08% in Maryland. En na 'n tydperk van depressie en 'n gevoel van totale leegheid, het hy besef, sy lewe is vol las. Hy het nie geskuif wat van hom vasmaak nie, want dis toksiese verhoudings, dis selfvernietigende gewoontes wat hy gehad het, is emosionele pyn wat hy vir jare lank toegestop het, 'n identiteit wat op prestasie gebou was, want hy nie geswem het, het hy nie geweet wie hy is nie, want sy identiteit het daarmee verweef geraak. Toe neem hy hierdie radikale besluit. Hy het homself vrywillig vir 6 weke lank in 'n rehabilitasiesentrum laat opneem. Nie vir dwelms nie. Sy probleem was nie dwelms of verslawing nie. Sy probleem was die goed wat hy nie kon laat los nie, dit wat hom vasgehou en vasgebind het. En daarom het hy sielkundige en geestelike herstel gekry en hy het weggegaan en geleer hoe om die goed te skuif, weg van die patrone, weg van die maniere wat jou aan mekaar weer bring op daardie selfde pad, weg van die leë prestasie gedrewe goed. En hy skryf self saam met sy medeskrywer, I had to strip everything away. I had to let go of the weight I was carrying. Only then could I swim free again. En toe gaan hy terug Rio de Janeiro toe, sy Olimpiese spele, en hy wen daardie jaar 5 goue medaljes. Hoekom? Want hy het wegbeweeg van wat hom vasgemaak het. Ek wonder wat Tiger Woods gaan doen. Hy was mos nou onlangs ook in so 'n ongeluk. Ook met iets. My punt is, hy het gesê, ek kan nie verder met hierdie gewig nie. En die vraag is, hoeveel moet ons onsself nog vernietig, voor ons onsself die toestemming gee om te groei? Ons hoef nie alles te doen nie. Ons hoef nie vas te hou wat ons dink ons het nie. Ons is nie ape nie. Ons is nie ape nie. So nuwe paaie is moontlik, sê die sielkunde vir ons. En dit kom juis oor die neuroplastisiteit van ons brein. Ons kan nuwe bane vorm. Dit vra herhaling, dit vra geduld, dit vra struktuur, maar dit is moontlik. So die vraag is, hoe maak ek my hand oop en laat los? Hoe skuif ek weg van hierdie vrees? Hoe skuif ek weg van bang wees ek gaan iets verloor as ek dit los? Iets vir jou 4 vrae. Erken sonder verskoning, hierdie ding hou my vas, ek is moeg daarvoor. Bely dit voor God, juis om vryheid te ontvang. En vertel een betroubare mens. Jy sien, interessant is die oomblik as jy dit verbaliseer, vir iemand vertel, dan kom bevryding. Want skaamte leef in die duisternis en geheim, bevryding leef in die lig. Jare terug was daar 'n fliek met die naam van Crocodile Dundee, ek weet nie wie van julle hom gesien het nie, en ek kan nie die akteur se naam nou onthou nie, maar hy gaan toe saam met die girl na New York toe, en hulle kom so by, ek onthou die prentjie so al van my kop, hulle kom so by 'n trap af, en die girl van hom en die ander vrou gesels oor die ander een wat by 'n sielkundige is, en so vra Crocodile Dundee vir haar, are you mad? Want in sy kop is, as jy sielkundige toe gaan, is jy mal, jy weet daai effek. Nee, sê die ander een vir hom, in Amerika doen ons dit so. Jy sorteer jou probleme by sielkundige uit. Jy gaan soontoe, jy betaal vir 'n afspraak en jy sorteer al jou probleme uit. Wat doen julle in hierdie plekkie waar hy vanaf kom? Hy sê, wel, in ons plek gaan ek, as ek 'n probleem het, dan gaan ek na die kroeg toe. En ek bestel vir my 'n bier en dan vertel ek vir die kroegman, so na die bier of die tweede bier vertel ek my probleem. En dan vertel hy die probleem vir die hele dorp en dan is dit almal se probleem. Dit is merkwaardig. Erik sal nou weet, julle wat in mensprofessies is, as iemand iets gedeel het, is dit ligter. Ironies genoeg vertel die mense die ding dan sommer vir 'n klomp ander mense ook, terwyl jy dit privaat hou, want dit is mos nou vir jou persoonlik gesê. Maar dit maak lig, dit maak vry. Jy beweeg weg wat van jou vasmaak. En vervang daardie patroon bewustelik. Dit is moeilik om die ou patroon te los, maar dit is moontlik. Dan raak dit al hoe makliker om 'n nuwe een te doen, want jy laat los die oue.
So skuif is 'n proses. Dis nie 'n oomblik nie. Partykeer kan dit in 'n oomblik gebeur, maar dis gewoonlik 'n proses en dis ook deel van die pad, want God is jou immers genadig. Ek sluit af met die laaste gedagte. Maak jou lewe lig genoeg om te hardloop. Minder is nie verlies nie. Engels sê hulle less is more. Die teks eindig met 'n heldere uitnodiging. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Eers die las afgooi het ons nou gehoor, dan die sonde bely en loslaat en dan kan jy met volharding hardloop. Jy kan nie met volharding hardloop met al die ander goed nog op jou rug vasgebind nie. So suiwering is nie 'n eenmalige gebeure nie, dit is 'n lewenstyl om te vra, wat het stilletjies weer in my lewe ingesluip? Wat het swaar geword? My energie begin steel sonder ek gemerk het. Wat moet ek aflê sodat ek aan die beweeg kan bly? Want die teologie hier rondom is, hou jou oog op Jesus, want Jesus het gesê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. En teks sê vir ons, hy is die begin en die volëinder van ons geloof. So suiwering is nie selfverbetering nie, dis Christus oriëntering. Hoe nader jy aan Jesus beweeg, hoe meer help Jesus jou verstaan, wat moet jy los en waarop moet jy fokus? En Jesus het self die kruis verduur. Al die laste van die wêreld op sy skouers geneem, sodat ons nie meer daardie las hoef te dra nie. Sodat ons vryheid kry, sodat ons kanse vermoëns kan verbeter. En een van die mees praktiese voorbeelde daarvan is juist om te kom sê, dis 'n wingerd wat gesnoei word, dis waarmee God met jou kan help. My pa was vreeslik lief om rose en bome en goed te snoei, so ek het gereeld dit by hom gesien. Maar almal sal weet wat snoeiwerk doen, wat lief is vir tuin maak is, daai bos kan so mooi lyk soos hy wil, maar as jy hom nie snoei nie, dra dit nie effektief vrug nie, want al die sap en al die goed gaan in die blare en in die stammetjies in. Maar die radikale jaarlikse snoei, minder takke, gesonde takke, dit maak dat die vrug kom. En Jesus gebruik nogal daai beeld in Johannes 15 vers 2. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. En dalk is jy nou in so 'n seisoen waar God besig is om jou te help snoei, sodat jy meer vrugte kan dra. In die sielkunde staan bekend as die wetenskap van vereenvoudiging. As 'n beweging die laaste paar jare in die opkom met die naam van minimalisme, essentialism. Ek kan 'n bietjie daaroor gaan nalees, maar net om te sê dat jy moet minder, kan jy meer beleef. Jy kan doelbewus vereenvoudig sodat jy geestelik, emosioneel meer helderheid, meer energie, meer vreugde, meer volgehoue volharding kan ervaar. So suiwering is nie verlies nie. Suiwering verruil die swaar vir die lig. Dit dreineer sodat jy kan lewend maak. So hoe maak jy dit? Meeste van ons het 'n to-do list, maar ons moet 'n snoeilysie begin. 'n Lysie van dit wat jou tans aftrek, wat jou energie steel. Dit kan digitaal wees, emosioneel, wat dit ook al in jou lewe is, om dit te kan laat los. En werk net in een ding op 'n slag. Dis interessant, as jy een ding begin hanteer, dan kom jy ander ook sommer reg. Bou 'n daaglikse ligter lewe ritueel, met ander woorde, bietjie minder geraas in die oggend, moenie al die goed aansit wat jou kop die mekaar maak nie. Bietjie minder onnodige skermtyd, minder aandag aan dit wat nie dadelik fokus hoef te kry nie. En evalueer maandeliks om te vra, wat het ek begin dra in hierdie maand, wat ek nie moes begin dra het nie? Wat het ek nou bygekry? En bid net hierdie eenvoudige gebed elke dag, Here, wys my wat ek vandag moet aflê. Want jy sal nou nie glo nie, van gister af tot nou toe het jy alweer iets bygekry. Wat moet ek aflê? Wat moet ek oorgee? Jy sien die visie waarmee die skrywer van Hebreërs werk is, die vreugde wat voor lê. Want ons teks eindig nie met 'n waarskuwing nie. Dit eindig met 'n visie. Jesus het die kruis gedra ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was. Daardie eindresultaat is jou vryheid, my vryheid, jou ligtheid, my ligtheid. Ons nuwe lewe, ons vermoë om te kan hardloop sonder die gewig van skuld, skaamte, van verstrikking. Dink vir aan Michael Phelps, man op die hoogtepunt van sy lewe, bereid om vir die hele wêreld te sê, ek gaan in 'n kliniek in waar hulle my kan help om myself uit te sorteer, sodat ek ligter in die lewe kan gaan, en ek kom terug met 5 goue medaljes. Dis dalk jou beurt nou. Jou waagstuk. Jou oomblik om 'n vreugde te beleef van 'n lewe wat vir jou voorlê, wat jou lewe vir jou oopmaak, so sien wat jou dreineer. Skuif weg van wat jou vasmaak en suiwer jou lewe, snoei, sodat jy lig genoeg kan beweeg, want so floreer jy. Amen.
Kom ons bid saam. Here, ons kan dit nie alleen doen nie, weet ons. Dankie dat U ons vriend is, dat ons kan sing, wat 'n vriend het ons Jesus. En dat U opgestaan het uit die dood om te wys dat U nie onder die drag van die kruis bly lê het nie. Dat U nie in die dood ingebly lê het onder die drag van almal se sondes en laste nie. Wil jy asseblief vir ons help in hierdie week om ons lewe te suiwer, om te snoei, om te groei. Amen. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross, as Jesus died, the grace of God was satisfied. For every sin on Him was laid, here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, since curses Lord His grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of death can ever pluck me from His hand, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Die genade van ons Here Jesus Christus en liefde van God ons Ouer en die gemeenskap van die Heilige Gees sal jou help om te snoei, om te groei. Amen.